En om innerlike krag te kan hê, word bepaal vanoggend deur jou karakter. Hoe maak jy en ek die wêreld, maar ook ons eie wêreld, waar ons woon, waar ons elke dag werk, daar waar sosiaal verkeer, 'n beter plek, waar ons 'n positiewe karakter kan uitdra. Mense dink groter huise, beter skole, vinniger dienste, dis die antwoord. Tog sien jy en ek dat ons samelewing se morele verval elke dag meer sigbaar word deur die stygende misdaadsyfer. Disrespek teenoor ander mense, soos byvoorbeeld die ouers, onderwysers, verslawing, verskeie epidemies, swaks werksetiek. Vat maar ons eie land en die persone wat aan die stuur staan as voorbeeld. Wil jy so wees vanoggend? Al hierdie dinge dui op 'n groeiende gebrek aan verantwoordelikheid, selfbeheersing en respek. En kortom gestel 'n gebrek aan karakter. In Handelinge lees ons, wat was Petrus en Johannes se reaksie? Wat het hulle vir die raad gesê? Julle kan daai hele hoofstuk lees, dan kan jy sien die raad het hulle gedreig. Of is ons ook maar net so? Pas jy en ek nie maar baie keer ons nommers op ons nommerplaat aan om by ons omstandighede te pas nie. Karakter is wanneer die positiewe moontlikhede in jou en my persoonlike lewe seëvier. Dit dui op 'n gesonde en opbouende karakter. Volgens die Bybel is 'n goeie karakter om te lewe uit die innerlike krag wat God gee. Jou karakter ontwikkel algaande. Jy het nie daai karakter van die klein af is nie, dit ontwikkel elke dag. As gelowige hang jou karakter daarvan af. Of jy in swaar kry uit God se aanvaarding leef, en hoe naby jy aan God leef. Nie hoe naby God aan jou leef nie, hoe naby jy aan God leef, wanneer dit met jou goed gaan. Kortom, hoe dankbaar is jy werklik? Die Bybel is vol voorbeelde van karaktervolle mense, by wie jy en ek baie kan leer. Mense op wie ander kan staat maak, wie se woord hulle eer was, en wat met integriteit gelewe het. Ons ken baie sulke mense in die Bybel. En as ek vir julle vanoggend sal vra, sal julle baie kan opnoem. Jy en ek kan egter verdwaald raak tussen al hierdie verskillende boeke en hoofstukke en die verskillende vertalings van die Bybel. Verder nog al die sogenaamde verskillende skrywers van die Bybel. En soos ons verlede Sondag so duidelik gehoor het in die boodskap, en my raad aan jou is, as jy nie was nie, kryf jou daardie boodskap. Want daardie boodskap sal vir jou die insig gee oor die Bybel as woord van God. Jy sal werklik dinge leer daaruit. Ons kan elkeen ons eie idee hê van hoe ons God wil hê. Hoe moet ons werk en hoe dink en hoe moet ons optree? Maar weet jy, dit vat nie vanoggend rocket science om te weet hoe jy en ek moet optree om naby aan God te lewe nie. Dit word baie duidelik in die Bybel uiteengesit. En Johannes en Petrus het vanoggend baie duidelik gewys wat jy moet doen. Maar die moeilike deel vir jou en my vanoggend is om dit getrou na te volg. Doen ons dit ooit nog? 'n swak karakter bring baie keer chaos na vore. Ek glo verseker, jy het al gesien, as iemand se selfbeheersing en integriteit omkantel. Vir 'n klein oomblik, daardie verkeerde optrede en die chaos wat dit kan veroorsaak. Ek dink ons elkeen kan vanoggend ons herinner aan meer as eenmaal in ons lewe wat ons dit gesien het. Nehemia se oplossing in die tyd toe Jerusalem se muur moes opgebou word, was bou saam in samewerking met mekaar, net eers die muur voor julle eie huise op. Bou net eers die muur voor julle eie huise op. Want in klein stukkies, dit is soos 'n puzzle, in klein stukkies voltooi jy dit.
Het help nie jy gaan hardloop om alles te gaan doen nie. Begin klein, bou hom op, stukkie vir stukkie. En dit begin vanoggend vir jou en vir my, by jouself en by jou eie huis. Ondersoek jouself. Dit is nou juist tyd om jou eie karakter in oënskou te neem vanoggend. Besluit watter karaktereienskappe vir jou belangrik is. En gaan so ver om dit neer te skryf. Bespreek ook saam met jou gesin watter eienskappe van julle van mekaar verwag. Bespreek dit met hulle. Watter eienskappe verwag julle met mekaar? Nou kan jy en ek ons eie karaktereienskappe eerlik beoordeel. Nou kan jy ook die res van die gesin kans gee om hulle insette te lewe. Hierna sal jy gou besef watter leemtes veroorsaak konflik. En jy moet vanoggend besef, konflik is nie altyd sleg nie. Want mense is verskillend en hulle interpreteer dinge nie almal dieselfde nie. Daarom is dit nie vreemd dat daar by tye meningsverskille is nie. Maar daar is ook nie 'n regte en verkeerde manier om daai konflik te hanteer nie. Die groot maar hier is hoe jy dit gaan hanteer. Gaan die verskil maak van die gevolge. Gaan die gevolge opbouend wees of gaan die gevolge afbreekend wees? Dit gaan die verskil maak hoe jy dit gaan hanteer. En hierdie beginsel selfde beginsels is van toepassing op elke faset van jou lewe. By die werk, by die kerk, oral waar jy gaan, geld hierdie beginsels. Die groot voordeel vir jou en my vanoggend. Ons kan dit verbeter as ons 'n probleem het. Ons kan werk daaraan. Dis nie 'n verlore saak vanoggend vir jou en my nie. 'n Mens kan altyd werk aan jou karakter om sodoende jouself te verbeter. Ons kan hier sinvol maar prakties leer by Petrus en by Johannes. Wees aan God en dit waarvoor God staan, gehoorsaam. Moenie stil bly oor verkeerde goed nie, maar nog belangriker, gaan verkondig die wonderlike ervarings wat julle ervaar en wat julle sien. Dis wat Petrus en Johannes gedoen het. Hulle het verkondig wat hulle gesien het. En die Joodse raad het gesien, maar hier's 'n probleem. Hier kan 'n opstand kom. Maar het ook besef, hulle is gewone mense, maar het gesien wat gebeur. Hulle het die wonderwerke gesien, hulle het die gesondmaking gesien. So hulle moet dit baie versigtig hanteer het. Die pad na herstel vir jou en vir my om te verbeter in ons karakter is tweeledig. Jy moet aan jouself werk en verder moet jy dit met jou gesinslede en ander mense in jou lewe bespreek en deurwerk. Die ander plek en die belangrikste plek is die een om dit saam met die Hemelse Vader te doen. Hierdie aspekte wat jou pla, deur te werk en sodoende God se innerlike krag binne jou te ervaar en te kan sien en te ervaar hoe jy verander omdat God met jou werk. Bou en slyp jou karakter. Werk aan jouself. Om die gate te vul, moet jy eerlik en openlik jou foute erken en identifiseer. En dis 'n welbekende feit dat mense wat hul foute erken, kan gehelp word. En mense wat nie hulle foute erken nie, kan nie gehelp word nie. En wil baie keer nie gehelp word nie. Sodra jy hierdie swak karaktereienskappe erken het jy die geleentheid om 'n rigtingsverandering aan hulle te maak en daadwerklik daaraan te werk en om anders op te tree om die eienskappe wat vir jou probleem is aan te spreek. Sulke koersveranderinge in mense lewe gaan dikwels gepaard dat jy aan 'n verhouding moet werk. En nie net 'n verhouding nie, dalk verhoudings om sodoende te kan werk om 'n eenheid te kan opbou en 'n beter eenheid te word en 'n beter karakter te kan hê.
Dit verg egter 'n paar dinge van jou en my om aan hierdie skewe karakters van ons te kan werk. Jy moet eerlik wees met jouself en sê hoe jy voel. Ek vind al hoe meer deesdae se lewe dat mense nie eerlik is met hulself nie. Jy moet selfbeheersing toepas om die probleem deur te werk en jy moet deursettingsvermoë hê om aan te gaan. Dis soos om in die komrades te hardloop. Jy begin en as jy halfpad is, dan sê die mense, dan wil jy moed opgee. En dan kom jy ou by jou verby en dan praat jy jou moed in en dan gaan jy weer aan. Jy moet daai deursettingsvermoë hê om te kan aangaan. En dan seker een van die moeilikste aspekte is volkome vergifnis. Is dit werklik moontlik? Ek wil vanoggend vir jou vra daar waar jy sit. Is volkome vergifnis werklik moontlik vanoggend? Omwonde ja. Maar daardie ja hang af met jou samewerking van God. Hoe is jou samewerking van God? Met God se innerlike krag as deel van jou lewens is vergifnis moontlik. Kom besoek net saam met my net 'n klompie trauma pasiënte in die hospitaal elke week. En dan sal ek gou kyk wat sal op jou nommerplaat staan die daaropvolgende week. En dan die belangrike toets, is dit wat op jou nommerplaat staan in lyn met jou lewe. Dit wat jy doen en dit wat jy uitleef. Sê jou nommerplaat dit? Petrus Johannes sy nommerplaat het dit gesê. Of is dit 'n klugbeeld wat jy het en wat jy uitdra om ander mense te behaag? As jy 'n goeie karakter wil hê, moet jy daai getuie kan uitleef. Hierdie bord verwoord vir my wat Dietrich Bonhoeffer in 'n brief aan sy ouers in 1946 geskryf het. 22 April 1946 het hy hierdie brief geskryf. En hy sê dit wat ek nooit verwag het nie, het gebeur. Hy het gewoond geraak aan die tronk. Maar verder sê hy is nie seker of hy minder sensitief geraak het of afsydig geraak het nie. Wat soek jy van God? Ek kan nie namens jou vanoggend 'n antwoord gee nie. Dis jou keuse. God gee vir jou en my die keuse. En wat jy daarmee maak, is elkeen se saak. Dit is jou saak. Al wat ek vanoggend baie duidelik weet, is dat God vir ons baie belangrik is. Dat God vir jou en my baie belangrik is. En hy soek van jou en my om sy naam te verteenwoordig. En daarmee 'n verskil te gaan maak in die lewe, deur jou karakter so uit te beeld en uit te bou, dat dit tot eer van hom sal wees. Bonhoeffer het in die tronk gesit. Doelloos. Nee, verseker nie. Vandag 70 jaar later kan ek in sy boek Letters from Prison lees. En hy het een verdere ding gesê wat vir my laat besef het dat hoe naby aan God jy leef, jy self is. En hy het die volgende gesê: throwing oneself completely into the arms of Lord. Throwing oneself completely into the arms of Lord. Is dit nie vanoggend wat ek en jy moet doen nie? Ons moet ons totaal en al in die arms van God sit. Ons moet totaal en al soos 'n babietjie in God se arms lê. Want daai woorde wat daar staan, het Bonhoeffer nie 70 jaar terug geweet dat dit gaan 'n verskil maak nie. En so gaan jy ook nie weet in wie se lewe jy 'n verskil gaan maak nie. Maar jy gaan wel 'n verskil maak. En is dit nie in my en jou lewe so waar nie? Om kind van God te wees is baie lekker. Want jy het 'n hemelse Vader wat omgee, wat elke dag by jou is. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Hierdie Vader vra van jou en van my as sy kind
Maar net een ding. Hy vra dat jy die liefde in die wêreld, sy liefde, sal meer sigbaar maak. Gaan leef dit uit, laat dit meer sigbaar word. Die Bybelse opdrag, liefde. Op donderdag hou ons donderdag aan se samekoms van Hemelvaart te herdenk. Is dit nog vir jou belangrik? Vorm dit nog deel van jou verbintenis met die Hemelse Vader? Watter opskrif gaan op jou nommerplaat staan? En wat gaan jy maak met die hemelse klank as dit begin speel? Afskakel soos jong Boet gemaak het? Hardloop en dit afsit as die hemelse klank begin speel? Of gaan jy nader beweeg? Jou ore spits, jou hande bak agter jou oor sit om meer te hoor. Jou karakter, dit wat jy doen, is dalk net vir die volgende een. Die trappie nader aan God. God is altyd daar. Ek en jy is die een wat vanoggend die trappie moet klim. Amen.